Hallo julle, ek is baie opgewonde om hierdie video te maak en ek moet verduidelik waarom ek opgewonde is. Vir almal wat deur soveel jare al gesit en luister het na my deur verskillende teachings, mense wat my ken, sal weet dat ek vir 'n internasionale audience hoofsaaklik in Engels teachings uitgesit het om seker te maak dat soveel mense as moontlik bereik kan word en ook baie meer mense dit kan verstaan met Engels as 'n internasionale taal. Wat gebeur het in die laaste paar weke en maande is dat mense redelik naby aan my het begin vra, uitgereik en sekere vrae begin vra. En redelik onlangs het iemand spesifiek uitgereik en 'n vraag vir my gevra of ek dalk sal kan help in die proses van groei as 'n Christen. Hoe kan die persoon so passievol word oor Christus in sy Christenskap soos wat hy byvoorbeeld van buitekant af inkyk na my lewe, en daarom het ek gesê ek sal baie graag 'n journey stap en kom ons maak dit gebeur. Deur die laaste week wat begin gebeur het, is ek het besef dat al hoe meer mense begin vra en die grootste hoeveelheid mense wat met my gesels is Afrikaans. En so daarom het ek besluit om in Afrikaans te praat. Nou, 'n eerste video vat gewoonlik 'n bietjie langer. So ek wil voordat ons enigstens begin met die actual video, wil ek my taal gebruik eerstens vir alle suiwer Afrikaans sprekende mense. Kom sê ek is so jammer vir die gemors wat ek soms met Afrikaans doen. Ek praat baie slang. As gevolg van die feit dat ek redelik baie Engels praat, is daar net sekere woorde wat net nie vinniger vorentoe kom in Afrikaans. Die suiwer Afrikaanse woorde kom nie so vinnig vorentoe nie. En as gevolg daarvan is woorde soos awesome en beautiful woorde wat in Afrikaans my net ontgaan, is net vinniger op die tong in Engels. En so ek is so jammer, indien jy iemand is wat hou van suiwer Afrikaans en dit jou irriteer, as ek soms Engelse woorde insit, jammer daaroor. As dit jou so irriteer dat jy nie kan luister nie, daar is baie ander channels wat jy sal kan volg, en daar gebruik ek sommer channel. So daar is baie ander channels op YouTube wat jy sal kan volg. Ek is nie sarkasties of lelik daaroor nie, maar ek gaan nie noodwendig my taal gebruik suiwerder maak vir spesifiek hierdie recordings nie. Ek neem aan die meeste mense wat hierna sal kyk, sal my ken tot 'n mate, en indien hulle dit aanstuur na mense wat my nie ken nie. En daai mense, ek wil net nie julle moet geafronteer voel of geïrriteerd voel daardeur nie. So, indien dit regtig 'n probleem is, daar, soos ek sê, is baie mense wat regtig reg Suid-Afrikaanse suiwer Afrikaans praat. Ek probeer nie om die taal op te mors nie. Ek wil net seker maak dat ons lekker rustig kan kuier rondom die woord van God en kan gesels. So ek het die catchphrase uitgesit, gee Afri 'n kans. En so daarom is hierdie, ek wat 'n kans gee op Motivation and Truth, het ek 'n spesifieke playlist create, en daai playlist gaan gee Afri 'n kans wees. En dis waar ons Afrikaans gaan praat. Enige vrae wat enige iemand het, indien jy my kontakbesonderhede het, ek sal ook 'n e-posadres op die site hê, so jy kan gerus kontak maak deur e-pos. Ek sal die e-pos op die video vir julle sit aan die einde van die tyd, en indien enige iemand vrae het wat julle spesifiek sal vra, hy gesels ons hierdeur, wat deur jare se ondervinding en teaching het jy spesifiek gesien wat kan help met hierdie. Ok, so gee Afri 'n kans is hierdie die eerste kans wat ons Afrikaanse video gee, en ons gaan lekker gesels. Die vraag wat ek in hierdie video spesifiek wil adresseer is 'n redelike, die Engelse woord is vague, dis 'n groot vraag wat op baie verskillende angles geantwoord kan word. Baie van julle wat hierna gaan kyk, as Christen,
sal sê, plaas jy net dit gesê het, of plaas jy net dat gesê het, of ek sou dit so verduidelik het. En ek wil jou aanmoedig, encourage, om binne in jou Christenloop met ander mense te deel, dit wat na vore kom. Want wat ek ontdek het is, wanneer ons byvoorbeeld luister na mekaar en ons hoor sekere goeders, die Heilige Gees is die een wat sekere goeders prompt. Hy is die ene wat wakker maak binne in ons, wat aan die gang is. En so, skryf dit wat jy het, en dit wat jy ontvang, en dit wat vir jou na vore kom vanuit die woord. Skryf dit neer, dit gaan jou help, dat wanneer iemand vir jou 'n vraag vra, jy in discipleship dit met iemand kan deel. So dit wat jy voel as skrif en as woord vorentoe kom, jy sê, ek sou dit so verduidelik het, ek sou dit beter kon verduidelik. Dan prys die Here en skryf dit neer, en wanneer jy die geleentheid het, verduidelik dit volgens dit wat vir jou oopbreek. Dit is net die Heilige Gees wat die woord van God vir ons kan oopbreek. 'n volgende ding wat ek wil sê voordat ek begin met die teaching, is die vertaling wat ek gaan gebruik. Hoofsaaklik vir vanaand se skrif wat ek gaan uithaal, is die Nuwe Lewende Vertaling. En ek wil vinnig dit verduidelik, en dit is 'n ander ding, want ek kom agter dat wanneer Christene praat van vertalings, daar is soveel kampe in Christendom wat gaan, jy mag nie as Afrikaner enigiets anders as 1933 Bybel lees nie. Agter my is die 1933 Bybel. Jy mag nie enigiets anders as die 1953 Bybel vertaling. Ek het die 1953 vertaling. Jy mag niks anders as die 1988. Ek het die 1988 Bybel. Ek het 40 verskillende Bybels. Ek het baie vertalings. Ek hou van verskillende vertalings, en ek verstaan dat sekere Bybels se vertalings is beter vir studie. Dit verstaan ek. So, wanneer ek iets bestudeer, kyk ek gewoonlik nie net na een vertaling nie. Ek gaan na die vertalings, ek het selfs die Hebreëse en Griekse vertalings, na Engels en Afrikaans. Ek het sagte ware wat alle vertalings met die numeriese nommers by dit het, so ek kan gaan soek wat sê dit in die hoofsaaklike Hebreëse, Arameese en Griekse taal, en dit wat gepraat is, en so, yes, ek wil net hê jy moet dit verstaan vir hierdie video. Die rede waarom ek spesifiek is om hierdie vraag wat gevra is, te antwoord vanuit die Nuwe Lewende Vertaling, is dat die Nuwe Lewende Vertaling vir my 'n beautiful manier het as 'n parafrase vertaling om iets te verduidelik. Hierdie spesifieke vertaling het my so gehelp, sekere woorde wat ek misplaas het as 'n jong Christen, wat net nie vir my sin gemaak het in Afrikaans, het hierdie so mooi oopgebreek. So 'n parafrase vertaling is nie noodwendig 'n onakkurate vertaling nie. Die Nuwe Lewende Vertaling hier vat die skrif en het 'n omskrywende beskrywing, 'n Afrikaans woord wat meer omskrywend iets verduidelik, in 'n taal wat meeste van ons beter kan verstaan. So dis my voorstel, as jy dit regtig diep wil bestudeer dit van verskillende angles af, maar dan, as jy Afrikaans sprekend is, wil ek regtig voorstel, leer Engels lees ook. Baie van my Bybels, meeste van my Bybels is Engels. Ek het die King James, die New King James, die Modern King James, ek het die New International Version, die ESV, English Standard Version, New Living Translation, Message, die boodskap in Afrikaans. So ek het al die verskillende vertalings. Wat baie keer help is as jy besig is met 'n stuk en jy bid en jy vra dat die Heilige Gees dit oop sal breek. En jy gaan sit met 'n ander vertaling wat net 'n ander angle gee tot dit. Nie die skrif verander nie, nie wegvat van die woord nie, net 'n woordjie wat vir jou iets sê, en jy gaan, dit sê dit so sag en so mooi, en ek is mal oor die manier waarop hierdie spesifieke vertaling hierdie skrif vertaal. So daarom kies ek om die Nuwe Lewende Vertaling as 'n vertaling te gebruik vir my antwoord tot die vraag: hoe kan ek my passie groei as 'n Christen? Baie van julle sal nou sit en kyk waar ek nou gelees het. My keuse tot 'n video maak is die volgende. Ek doen nie hierdie om geld te maak nie. Ek doen nie hierdie om kliks te kry, likes te kry,
As jy dit like, gee dit 'n like. As jy 'n comment het, gee dit 'n comment. Ek hardloop nie agter die algoritme van YouTube aan nie. Die rede waarom ek hierdie doen is my passie vir Jesus Christus en my liefde vir sy kerk. En daarom as ek 'n vraag gevra word, vat ek my tyd. Hierdie is my tyd. Ek sit my tyd uit en ek gesels graag oor hoe ek spesifiek hierdie antwoord sou gee om iemand eenvoudig te help. So die feit dat ek hierdie recording druk, die feit dat ek hierdie antwoord van my kant af, ek gaan nie deur al die verskillende teologiese angles hiervan gaan nie. Ek gaan seker maak dat ek gesels rondom persoonlike ondervinding, amper sê ek experience, persoonlike ondervinding, wat ek het in die woord van God, my persoonlike verhouding, spesifiek met Abba Vader, Jesus Christus, Seun van God, die Heilige Gees, as 'n drie-enige God. En so daarom, wanneer ek praat vanuit my verhouding met die Here, is dit deur die laaste 38 jaar wat ek 'n Christen is. Hier is wat ek ontdek het. Hier is wat ek gesien het. En as ek op enige manier kan help, dan is ek hier vir jou. En ek sal graag antwoord. Reg, hierdie channel gaan daarom nie vir almal wees nie. Ek verstaan dit 100%. Baie van julle mag dalk hier uitdrop en gaan, ek weet nie, ek het gewag vir die catchphrase, ek het gewag vir die moment wat dit exciting gaan raak, en ek is so jammer as my smile en my excitement nog nie genoeg is nie. Wat ek gaan doen is, ek gaan daarom, as julle my gesien kyk het, hierdie kant toe, spesifiek nou, vir waar ek lees, ek het 'n groot skerm hier, 'n groot skerm aan hierdie kant, 'n groot skerm aan daai kant, en my verskillende notes, net in PowerPoint en presentation, tot dit wat ek saam met julle wil lees, sodat julle saam met my kan lees en waar ek in die Bybel is. Ek het vanuit die Nuwe Lewende Vertaling dit net gesit in 'n PowerPoint, en ek gaan dit daarom doen asof ek 'n live broadcast doen. Dit is soos hy kom. My keuse van hierdie video's maak is authenticity. Ek wil baie graag record druk en gesels. Ek gaan foute maak, van julle kan kyk en sê, jou video's kan soveel meer professioneel wees. Ek is so jammer. Dit kan, jy's reg. Dit gaan net verskriklik baie tyd vat om dit meer professioneel te maak. En daar is regtig incredibly baie meer professionele YouTube channels wat gevolg kan word. Hierdie is vir my persoonlik. Hierdie is wanneer ek vrae kry en ek kan hierdie antwoord, maar ek besef, my antwoord kan soveel ander ook help. So, as hierdie antwoord jou help, en jy het 'n familielid of 'n vriend, of 'n broer of suster in Jesus, en jy dink, dit was nogal goed geantwoord. Ek gaan hierdie video aanstuur na hulle, asseblief. Stuur die video aan, soos ek sê, dit is nie vir my om meer followers te kry nie. Dit is letterlik net, sodat die tyd waarin ons lewe as Christene, die tyd is min. Die tyd is min. Ek weet, Petrus het ook gesê, Jesus kom vinnig, die tyd is min. En ek weet, dit is amper 2000 jaar terug wat hy het gesê het. Maar hoor, as ek sê, daar is sekere profetiese tydlyne in die woord van God, wat besig is om uit te speel. Vir die laaste 20 jaar, van 2005 af, het God my fokus spesifiek gesit, om te sê, moenie deur die vyand gekondisioneer word nie. En ek het dit as 'n voorbeeld baie keer geteach, en ek gaan dit vanaand weer as 'n voorbeeld gebruik, sodat julle kan verstaan waarom ek sê wat ek sê. Okay, so gee Afri 'n kans, is die playlist se naam, die channel se naam is Motivation and Truth, so daar is die Engels, ek gaan nie motivering en waarheid skryf nie, en die vraag wil ek vinnig vir jou wys, ek kyk op die video nou na die verkeerde kant toe, want hierdie video is daai kant, wanneer ek groter gaan, ek wil dit net vinnig as 'n groot presentation wys, dan kyk ek na die regte kant toe, sien julle, so nou kyk ek af, ek het hom daar gesit, vir die groter teaching, maar, wanneer ek op die fullscreen is, kyk ek na die verkeerde kant toe. So, as ek lees die vraag, hoe kan ek my passie groei as 'n Christen? Hier is
wat gaan gebeur? Ek gaan die materiaal op die skerm sit, ek sal dit groter maak wanneer ons skrif begin lees, en ek gaan hierdie vraag spesifiek in hierdie video antwoord. Nou, ek weet, verskillende mense kan hierdie vraag van verskillende angles af vra. Die spesifieke persoon wat die vraag vir my gevra het ek nog geluister. Ek het genoeg agtergrond in die persoon se testimony om te verstaan, okay, ek verstaan teen watse angle ek sal wil kom om te antwoord, maar ek wil dit ook so eenvoudig as moontlik hou, want ek glo regtig dat ons hoef nie gurus te wees om die woord van God te verstaan nie. Jy hoef nie 'n teologiese graad te hê om die Bybel te verstaan nie. Jy het letterlik net die helper, die teacher, die counselor en die comforter, die Heilige Gees nodig om die woord van God aan jou te reveal. 'n Ander ding net voordat ons begin met dit, wat ek graag wil sê, en ek sal dit deur al die verskillende video's gaan ek oor en oor hierdie punte maak, en ek is jammer as ek hamer op verskillende topics of verskillende statements wat ek gaan maak, is ek jammer daaroor. Dit is net repetisie set iets. Daar is 'n sekere habit waarin baie van ons groot word, en daarom baie van ons het 'n agtergrond in Christendom waar sekere goeders wat ons sê en doen letterlik beteken ek glo so vas daarin dat dit wat ek glo waar is, dat dit is maar net dit. En daarom wil ek ook sê, ek is regtig jammer indien ek op enigiemand se tone trap hierdeur. Onthou, ek ken jou dalk nie. En ek is so jammer, my intent is nie om mense seer te maak of kwaad te maak nie. My intent is om 'n vraag wat ek gekry het, te antwoord, en ek wil graag verduidelik, deur dit wat ek was, deur my journey, hier is wat ek agtergekom het, my teruggehou het. En so van julle mag dalk hoor dat ek praat reguit, ek praat eerlik, ek sê sekere goeders redelik sterk en ferm en hard, en ek wil net hê, jy moet weet, dat indien iets jou offend en teen jou kom, dis nie my intent om jou te offend nie, en ek sê by voorbaat, ek is so jammer daaroor. Wat ek wel wil sê daardeur is, baie van hierdie goeders het my ook offend in die begin. Ek was so geset in my Christendom, ek was so geset in my geloof, ek het so gedink, ek glo reg, dat toe sekere goeders kom om vir my te verduidelik, ek glo nie so reg soos ek gedink het ek is nie, het dit my regtig offend. Ons egos kry seer. Ons gaan soos, nee, dit is nie waar nie. En ek het baie van daai reaksies gehad, teenoor baie goeders, wat die woord van God binne in my moes kom verander. En wanneer ek dit sê, is dit nie net, want ek het iets gelees nie. Wanneer ek praat van die woord van God, wil ek hê julle moet die volgende verstaan. Die woord van God, yes, ek verstaan, hier het ek 'n Christen Bybel. Hier is 66 boeke binne in een boek vir ons compile. 66 boeke. Ons het van daai boeke 39 boeke in die Ou Testament en ons het 27 boeke in die Nuwe Testament. Dis die 66 boeke opgemaak. Van Matteus reg deur Openbaring, Nuwe Testament. Testament se basiswoord, wanneer ons gaan kyk na die testament, kom neer op covenant. Okay, so verbond. So wanneer ons praat van die Nuwe Testament, praat ons van die nuwe verbond. Dit sal ons help wanneer ons iets soos profesie spesifiek luister of lees. Die rede hoekom ek dit moet sê is, want die ou verbond het nog nie die prys van Jesus in nie. So daarom wanneer ek die ou verbond lees, mag ek nie die ou verbond diskwalifiseer omdat dit val in 'n verbond of 'n covenant wat nie myne was as Christen nie. En ons het nou Jesus so net die Nuwe Testament tel vir ons nie. Nee, hoor gou. Ons het nodig om te verstaan dat Genesis 1:1 is waar alles begin. Dis waar God die ou verbond known gemaak het. Hy het gesels met sy diensknegte deur die bekragtiging van die Heilige Gees. Die woord sê dit, deur die bekragtiging van die Heilige Gees het God gepraat met die mense en hy het hulle deur die Heilige Gees geïnspireer om hierdie boeke te skryf.
Okay, so dit is Heilige Gees geïnspireerd. Dit is ook wat kwalifiseer deur die wat die Bybel vir ons bymekaar gesit het. Die scrutinizing van wat se boeke hoort hierin seker gemaak. Heilige Gees geïnspireerd. Okay, so dit is 'n ander ding wat ek sê. Die verbond, die nuwe verbond, die Nuwe Testament. Almal sê die ou verbond is die verbond van die wet. En ek verstaan waarom mense dit sê. Dis asof die ou verbond, die Ou Testament lees met harde stories. Daar's sekere stories in die Ou Testament wat nie 100% sin maak vir ons, rondom spesifiek hoe volke uitgewis is, en dit lyk so asof God so kwaai is. Dis asof hy so 'n kwaai God is. Dit is wanneer ons nie God se hart reg verstaan nie. God het nie ewe skielik verander in die Nuwe Testament nie. Daar's net 'n regverdige judgment wat moes gebeur. En so vir God se fury om nie teen mens uit te speel nie, moes hy die regverdige dienskneg stuur. Jesaja byvoorbeeld, as 'n boek 700 jaar voor Jesus kom, profeteer oor Jesus wat gaan kom. Wat Jesaja as 'n boek, en hierdie is deel van die antwoord wat ek wil gee op hierdie vraag van, wat doen ek om as 'n Christen? Hoe kan ek my passie as 'n Christen groei? Dit wat ek nou teach, dis hoe. Jy kan kennis gain van hoe die Bybel bymekaar gesit is, sodat wanneer jy die Bybel lees en jy sien aan die onderkant van skrif dat dit het 'n cross-reference in, dit verwys na skrif. As jy iets lees in die Nuwe Verbond en dit sê vir jou Jesaja 39 aan die onderkant met 'n asterisk of 'n getalletjie of 'n letter by die vers, en jy gaan kyk onder, kan jy cross-reference en teruggaan en gaan lees. En as jy verstaan dat Jesaja byvoorbeeld, as iets sou verwys na Jesaja, 700 jaar voor Jesus gekom het, alles predicted wat met Jesus gaan gebeur. Die Heilige Gees het dit known gemaak. Ek wil hê jy moet verstaan, as ons kom by God se liefde, as ons kom by, onthou gou, Jesus is gebore deur die maagd Maria. Hy is gebore deur Maria, fisies mens geword. Maar dit was nie begin van Jesus nie. Dis nie waar Jesus vir die eerste keer gebore is nie. In die begin was die woord. Lees Johannes. In die begin was die woord. En die woord is Christus. Christus is die woord. Deur die woord was alles geskape wat geskape is. Deur die woord en vir die woord, sê Kolossense spesifiek, was alles geskape. So Christus was reg in die begin. Abba Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, 3 in 1. Heilige God, almagtige God, goeie God. Alles was goed, alles was goed, alles was goed. Vir 6 dae lank, alles is klaar. Alles was baie goed. So, dit wat gebeur het deur die val in die tuin van Eden, het alles kom opneek. En vandag is dit die verstaan wat ons moet kry. Ons moet verstaan dat hierdie wese, ek as Pierre Verherre, jy wie ook al jy is in hierdie wêreld ingebore met 'n menslike natuur. Ons is mens, ons is human beings, ons is mens gemaak. Maar die proses van 'n Christen word is waar die Heilige Gees deur ons gewetes, deurdat dit in ons geplant is, deurdat elke persoon, volgens Romeine 1 vers 18, 19 en 20, elke persoon weet. As jy kyk na die skepping, sê God in sy woord, niemand sal voor my staan met 'n excuse nie. Niemand sal voor my kan staan en sê, ek het nie geweet daar's 'n God nie. Ek is maar ateïs gewees. Ek het nie geglo daar's 'n God nie. God as die skepper sal vir elke persoon, wanneer elke persoon voor hom staan, sê, jy het geweet. Ek het jou gemaak. Ek weet jy weet. So Romeine 1 vers 18, 19 en 20 sê, elke persoon weet. As jy nie wil weet nie, is daar verskillende redes. So daarom is mense agnosties of ateïsties. Agnosties glo in 'n deity, glo in 'n godswese, maar daai mense praat soms baie arrogant, want nie almal is noodwendig intellektueel
daar nie. So, hulle sal sê wel of dit 'n kat is, of dit 'n hond is, of dit 'n haas is. Hulle weet nie, hulle gee nie om nie. So, vir hulle is dit 'n onpersoonlike wese. Dis agnostisiste. Ateïste claim dat daar is nie 'n God nie. En hulle sê, hulle claim, hulle glo nie. Hulle glo nie. Ek gaan dit vat baie meer geloof om te glo dat daar nie 'n God is nie. En dat niks ontplof het in evolusie. Niks ontplof het. Ek sê, in die begin was daar niks. Toe ontplof al die stof, wat in 'n klein dot bymekaar gekom het, deur gravitasie, en begin spin het. Sien, dit het my altyd gefascineer. My agtergrond is ek's 'n ingenieur, 'n meganiese ingenieur, elektries bygeswat as hoofvakke, meganies elektriese ingenieur. Vir jare gewerk vir 'n groot korporatiewe werk. Ek het projekbestuur begin swat. Toe ek 'n Christen word, ek het vrae gehad. Daar was sekere vrae wat net nie vir my op Sondag geantwoord was nie. Ek het nie gevoel my dominee het noodwendig wat is die woord, 'n skeikundige agtergrond gehad of so daar's sekere goeders wat jy net die hele tyd gesê het, nee man, moenie belangstel in daai goeders, moenie daai goeders nie, ons weet nie. So wanneer dit by evolusie gekom het, spesifiek, en dit het geklink asof ateïste die oorhand het. Dis asof ateïste gekom het en hulle het alles so volgens die skeikunde en science weet hulle alles. En ek gaan dis absoluut te snert. Daar's sekere goeders wat ek lees en ek dink julle suig dit uit julle duime uit. Weet jy wat is science? Dat jy kan science bewys. Jy kan dit bewys. Jy kan dit in 'n laboratorium bewys. So kan jy biljoene en miljoene jare bewys. Kan jy bewys dat 'n spesies 'n ander spesies geword het? Kan jy dit bewys? Nee, jy kan nie. Jy moet dit glo. Ateïsme is 'n geloof. Dis nie dat hulle nie glo nie, want hulle het science. Nee, hulle worldview is wat hulle wil glo. Hulle wil glo daar's nie 'n God nie, want hulle wil nie verantwoording doen teenoor 'n God nie. Dis wat in die wêreld aangaan. En almal van ons het 'n menslike natuur in wat aaklig is. So al die garra en gaggas waardeur ons moet werk, kom vanuit die vleeslike, die menslike natuur. En dis die woord wat ons ook gaan lees spesifiek in hierdie teaching. Okay, so ek moet daai distinction maak. Dan moet ek sê, vir ons om 'n Christen te word, het die Heilige Gees begin prompt in ons harte en begin sê, hey, daar's sekere goeders waaroor jy skuldig voel. Jy het 'n redder nodig. Dis die gospel. Die gospel is 'n vlekkelose lam hoe sy lewe gegee het. So dis die testimonie van Jesus Christus en dis waarop die gospels geskryf is. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Geskryf as gospels, as eyewitnesses tot die account van Jesus Christus. Seun van God, gebore deur die maagd Maria, gekruisig, gesterf, opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en dan die Heilige Gees gegee om in ons te kom woon. Daar begin 'n spesifieke angle tot my antwoord kom. Dit is een van die grootste goeders wat ek gemis het as 'n Christen. Die persoon van die Heilige Gees. So, Christendom vir my was hoofsaaklik in my beginjare, ek moet die Bybel lees en doen wat dit sê. So as die vraag inkom, hoe kan ek my passie as Christen groei? Gaan my antwoord wees, leer die Heilige Gees ken. Hê 'n verhouding met Jesus Christus deur die Heilige Gees en Jesus Christus se verhouding met jou sal jou aan die Vader se hart bekendstel. En dan hoe meer woord jy lees as logos, geskrewe woord, logos, hoe meer sal die Heilige Gees, wat die helper is, ons verstaan, help verstaan wat hier staan, en hy sal ons daarom openbaring gee rondom Jesus. Dis die werk van die Heilige Gees. Hy openbaar die werke van Jesus aan ons, en daarom kan ons nie net sê, ja, maar die Ou Testament het niks Jesus in nie. Gaan sê, nee, wow. Reg in die begin het God vir Adam en Eva gesê, ek sal dit fix. Jesus is die mystery,
reg deur die Ou Testament. As jy hom soek, sien jy Jesus reg deur die Ou Testament. Jy sien die storie van redemption reg deur die Ou Testament. Beginnende spesifiek by Abraham. En ons sien daarom die God van Abraham, Isak en Jakob. Dis hoe baie mense refer as Joodse tradisie spesifiek, maar die God van Abraham, Isak en Jakob. En so daarom moet ons kan verstaan, wanneer ek die Bybel lees en die Nuwe Testament sê vir my dat almal wat glo, Galasiërs, almal wat glo soos Vader Abraham, hulle is die wat regverdig verklaar is. Hulle is die ware Israel. Wag het gou. So, as almal wat soos Vader Abraham glo, waaroor gaan dit? Dan sê ek, kom ek verduidelik gou. Die Ou Testament, die Ou Covenant, die Ou Verbond. As jy soos Vader Abraham moet glo, dit was 400 jaar voor die wet vir Moses gegee was. Soos ons soos Vader Abraham moet glo, waaroor gaan dit? Verhouding. Abraham het God geglo, getrust. Hy het nie net obey nie. Hy het nie 'n Bybel gehad wat hy moes lees en doen wat dit sê nie. Dit wat geskryf is vir ons in die Ou Testament is nie deur Abraham geskryf nie. Hoofsaaklik deur Moses geskryf. 400 jaar hierna. Dink gou hieroor. Dink gou mooi. Abraham het geleef voor daar Bybel was. Ons praat van mense in die Bybelse tyd. Soos julle, ons leef in die Bybelse tyd. Hulle het net geleef. Hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Ek verstaan, daar was scrolls wat later bygekom het, die profete het begin skryf, Moses het geskryf, so daarom gee ons Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium geskryf. Ons verstaan, dit is geskryf aan ons deur Old Testament saints. Maar dink aan Abraham. Hy het nie 'n Bybel gehad wat hy kon lees elke dag. Jy moet jou daagliks jou woord lees, jy moet jou dagstukkie inkry, jy moet dink gou oor. As ons moet glo soos Vader Abraham, waaroor gaan dit? Verhouding. Abraham het God vertrou. Abraham het God bevriend. Dit was 'n verhouding. Abraham het lief geword vir God. En toe God vir hom sê, trek en los alles, gaan soontoe, het Abraham nie obey nie. Hy het God vertrou uit die verhouding, dat dit wat God sê die beste vir hom is. En dat God se beloftes ja en amen is. Hy kan hom vertrou. Selfs toe dit gekom het by die feit dat hy sy seun Isak verwag het en die belofte verwag het. En God het gesê, julle sal swanger word. En daar gaan in die vleeslike natuur, kom sy vrou Sara en sy sê vir hom, ek het 'n plan. Slaap met my slavin en dan kry sy vir ons 'n kind. Dan is dit hoe ons God se belofte waar maak. Hoe daai een uitgewerk. Daar kom arme Ismael. En dis wat ons vandag met die moslems het. Die moslems kom hoofsaaklik vanuit daai lyn, vanuit daai bloedlyn van Ismael. So ons kan saam met Islam, ons kan terugstap saam met hulle tot by Abraham. Want dis waar hulle storie ook begin. So verstaan gou. Die hele Ou Testament verduidelik die geskiedenis van humanity. Hoe het ons hier gekom? Wat het gebeur? Dit gee vir ons al die antwoorde. Tot verskillende tale. Wat het daar gebeur? Dink bietjie na die vloed. Wat het gebeur met Noag? Wat het gebeur met Nimrod, toe hy 'n stad begin? Wat gebeur met die toring van Babel? Almal dieselfde taal gebeur. Wat het God gedoen? God het gesê, as mense hulle koppe saam sit en hulle sit hulle geloof saam, sal hulle enige iets kan bekom. So. En toe bring hy verwarring. Daar begin verskillende kulture en tale. Een mensdom, maar verskillende kulture en tale. Daar spat ons uit mekaar uit en baie stadig. Sekere mense begin in pigmentasie donkerder word as gevolg van die feit dat hulle regtig in donkerder areas met baie meer permanente son ingaan en ander gaan in areas in waar die son nie so konstant op hulle beat nie, verder weg van die equator af, van die ewenaar. So daar's soveel antwoorde
Jog, die Bybel antwoord alles. So, my antwoord oor hoe raak ek meer passievol oor die woord, is ek verstaan net sekere elemente van hierdie. Dis nie 'n Bybel wat ek moet lees sodat ek kan doen wat dit sê nie. Hier is 'n persoon hier binne wat ek moet ontmoet. En daai persoon se stem raak vir my so duidelik deur hierdie 66 boeke. Wanneer die Heilige Gees met my praat, sal hy nie teen hierdie woord gaan nie. So beter ek hierdie woord ken, hoe beter is my kans om te gaan, ek verstaan, hierdie is die Gees van God. Hierdie is wat die woord van God sê. Die woord van God word oopgebreek en dan kom revelation. Die Here sê, soek en jy sal vind. Nou, ek dink nie persoonlik, die persoon wat die vraag vir my gevra het, al hierdie as agtergrond nodig gehad noodwendig nie. Ek moet net vir 'n wyeer audience hierdie verduidelik. Maar ek wil daarom kom by watse stuk skrif sou ek sê, gaan bestudeer hierdie. Op 'n vraag soos, hoe kan ek as 'n Christen groei in my passie as Christen? Ek gaan 2 Petrus 1 vers 1 tot 10 lees, dan gaan ek hom uitmekaar uittrek en seker goeders wys wat my as 'n jong Christen 'n klomp jare terug so op my neus kom slaan het. Ek het kerk toe gegaan. Ek het Bybel gelees. Ek het goed groot geword. Ons was beter as ander. Ek was 'n goeie mens. Ek was 'n groot Christen. Al die woorde wat my so vasgehou het in my arrogansie en my hoogmoed. En toe begin ek sekere skrifte te lees en ek gaan, ek het 'n vraag oor hierdie. Ek soek 'n antwoord en skielik kyk ek langs my en om my en ek gaan, wat help het ons gaan elke Sondag kerk toe? En dan stap ons uit en die majority van mense praat maar net weer dieselfde, vloek maar net weer dieselfde, doen maar net weer dieselfde. Wat die hek gaan hier aan? Dan lees ek sekere skrifte en ek gaan, dis so asof ons nutteloos is. Dis so asof ons geestelik onproduktief is. Ek sien hoe hy sê, care for the widow and care for the orphan. Ek sien hoe hy sê, gaan dryf demone uit. Heal the sick, raise the dead. Wanneer Paulus praat oor dit, sê hy, drive out demons, heal the sick, raise the dead. Wanneer gaan ons oor die elementêre teachings kom? Lees jy dit en jy gaan elementêr, ek hou nie eers van demone nie. Ek's bang vir demone. Ek wil niks met demone te doen hê nie. Ons is wel, hulle voel nie dieselfde nie. En hulle wil alles met jou te doen hê. Hulle wil jou belieg en bedrieg. Onthou, hulle is aan die koning van donker se kant. Nie dat daar 'n koning, dis 'n koninkryk van donker, hy is nie 'n koning nie, Satan is nie 'n koning nie, maar in die koninkryk van donker, dis 'n koninkryk waarin Satan die hoof is van daai koninkryk. So, dis onder sy heerskappy wat demone vir elke mens op aarde kom lieg en bedrieg. En so, dit wat ek wil lees, gaan spesifiek, ek gaan eers van vers 1 tot vers 10 deurlees, saam, op verskillende bladsye of slides, net sodat dit groot genoeg is vir julle om te sien. Dan gaan ek dit weer van bo afvat, en ek gaan sekere goeders net highlight. Hierdie is letterlik, dis net hoe dinge vir my begin sin maak het, hoe ek die Bybel anders begin lees het, op soek na hom, op soek na Jesus, op soek na, waarmee is Jesus in en met my besig? Ek dink baie van julle het hierdie t-shirt gekyk, en gegaan, waaroor gaan dit? Mos. Nou, ek is so opgewonde. Ek is so opgewonde om my eie stupidity, as 'n jong Christen, om my naam met 'n plank te slaan. Onthou gou, ek slaan niemand van julle se name met 'n plankie. My idee is nie om mense sleg te laat voel of nie. Ek praat van myself, my eie stupidity. En my eie naam met 'n plank te slaan. Toe ek hierdie skrif begin lees het,
het hierdie T-shirt vir my baie sin begin maak. Want ek het besef, dit staan reg voor my op. Okay, so ek gaan mos nou vir julle verduidelik. Kom ons gaan na die groter presentation. Hoe kan ek my passie groei as 'n Christen? En hier begin ons lees. Nuwe Lewende Vertaling van 1 Petrus 1 en ons lees vers 1 tot 2 op die eerste slide. Hierdie brief kom van Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus. Ek skryf aan julle almal wat dieselfde kosbare geloof as ons het. Julle het hierdie geloof ontvang van Jesus Christus, ons God en Verlosser. Hy het julle regverdig verklaar. Mag die genade en vrede van God steeds meer en meer julle deel wees, deurdat julle God en Jesus Christus ons Here regtig ken. Ons gaan oor vers 3. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Deur dieselfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat julle deel gekry het aan sy goddelike natuur. So het julle vrygekom van die proses van agteruitgaan wat as gevolg van die neiging van ons menslike natuur oral alles en almal laat sleg word. Juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Dan sal julle geloof meebring dat julle leefstyl goed is. 'n Goeie leefstyl bring weer mee dat jy God beter kan leer ken. As mens God ken, kan jy jouself dissiplineer en selfdissipline bring mee dat jy 'n mens kan uithou en aanhou. En hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal kan lief hê. Hoe meer jy op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat jy ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak dat jy nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Mense wie se lewe nie wys dat God se beloftes in hulle waar geword het nie, is blind, of ten minste kortsigtig. Hulle het klaar vergeet dat God hulle gereinig het van hulle vorige sondige natuur of leefstyl. Daarom, broers en susters, werk nog harder daaraan om met julle leefstyl te wys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel. Okay, ek het dit nou gelees asof 'n WhatsApp voice note op 1.5 was. Ek het dit gelees hoe ons soms die Bybel sal lees. Gaan soos, oh wow, dit was nou vinnig en wat 'n mooi skrif. Daar's soveel nuggets daarin. Ek sê, okay, wag dit gaan. Hierdie skrif het my lewe verander. As 'n jong Christen het ek het gelees en daar was sekere goeders wat ek raak gelees het, soos byvoorbeeld as ek begin by die introduction, net die begin en ons skim baie keer oor 'n introduction. Hier kom ons. Hierdie brief kom van Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus. Ek skryf aan julle almal wat dieselfde kosbare geloof as ons het. So die assumption hier, voordat ons verder begin lees, wat dieselfde kosbare geloof het. Ons het dieselfde geloof, nee. Ons glo Jesus het gesterf. Ons glo Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ons glo Jesus se bloed het ons gereinig. Ons glo hy het opgevaar na die hemel. Ons glo dat die Heilige Gees gegee is. Nee, ons glo Ek skryf aan julle almal wat dieselfde kosbare geloof as ons het. Julle het hierdie geloof ontvang van Jesus Christus, ons God en Verlosser. Ons het hierdie geloof ontvang, nee, van Jesus Christus en God, ons Verlosser, nee. Hy het julle regverdig verklaar. Wow, wag, daar's niks wat ek gedoen het hiervoor nie. So dis nie asof ek myself beter kan maak. Dis nie regtig asof ek my passie kan increase nie. Daar's iets miskien wat ek mis, maar ons glo soos Petrus doen ons nie. Julle het hierdie geloof ontvang van Jesus Christus, ons God en Verlosser. Hy het julle regverdig verklaar. Wat's regverdig? Regverdig het twee kante. Regverdig het positional righteousness en progressive righteousness. Twee kante, righteousness, dis regverdigheid. Regverdig is to be in right standing before God. To be in right standing before God. My vraag daarom is, as 'n Christen,
voel jy soms te skuldig om voor God te gaan staan? Want dan is jou geloof nie suiwer nie. Hy het jou sondes vergewe. You can come boldly and confidently into the throne room of God. Galasiërs 4, vers 6 deur tot 8. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle kom woon, deur geloof. So die ding is verhouding. So, hy het julle. Dis verlede tens. Hy het julle regverdig verklaar. Wanneer jy dit glo, is jy regverdig. In right thinking and in right standing before God. Vers 2. Mag die genade en vrede van God, hoor gou, genade is onverdiende goedheid van God. Dis hoe hierdie spesifieke Bybel van my, wat net 'n vroeër vertaling van hierdie nuwe lewende vertaling is, daar het genade klaar ingekom. Hier sê genade, mag die onverdiende goedheid en vrede. Onverdiende goedheid, in hierdie vertaling spesifiek, maak genade vir my oop. Onverdiend, ek kon niks doen nie, ek kon mos niks doen nie. Dis onverdiend, dis wat dit is, ek kon niks doen nie. Jesus het alles gedoen, het alles gedoen. Hy gaan nie weer nie, hy het. Ek glo in wat hy gedoen het. Mag die genade en vrede, mag die onverdiende goedheid en vrede van God steeds meer en meer julle deel word. Daar is 'n baie belangrike stukkie. Meer en meer, sê wat? Dit sê, want jy het nie alles nie begin verstaan nie. Jy verstaan nie die volheid van onverdiende goedheid nie. Jy verstaan nie die volheid van regverdig verklaar word nie. Regverdigheid, jy's posisionêr reg teenoor God, maar nou moet jou progression begin, jou progressive righteousness moet nou begin groei. Hoe? Meer en meer in die gelykenis van Jesus Christus in. Meer en meer julle deel word. Hoe? Deurdat julle God en Jesus Christus ons Here regtig ken. Nie net regtig by, regtig doen wat die Bybel sê, regtig daagliks Bybel lees, daagliks bid, daagliks doen, regtig ken. Die woorde regtig ken in die Nuwe Lewende Vertaling het my so gegryp. En gaan Peer, alles sover in 2 versies is verhouding in wat hy gedoen het. Hy het my regverdig verklaar. Mag sy onverdiende goedheid, wat ek nie kon verdien nie, steeds meer en meer, sy en vrede, steeds meer en meer my deel word. So dit beteken, ek gaan groei. Ek gaan aanhou groei. Altyd. My passie kan net meer en meer word oor tyd. Maar ek groei in verhouding. Mag die genade, mag die onverdiende goedheid, soos hierdie Bybel van my dit lees, en vrede van God steeds meer en meer julle deel word, deurdat julle God en Jesus Christus ons Here regtig ken. Regtig ken. Nie net weet van nie net Bybelverse ken nie. Nie kerk toe gaan op 'n Sondagoggend, of wanneer ook al kerkdienste is nie. Die kerk wees, wanneer 2 of meer in my naam by mekaar kom. In fellowship eerstens met Christus, en dan met mekaar. Regtig ken. Kyk, dis nou vers 1 en 2. Ons gaan nou na vers 3. Deurdat ons hom regtig ken, het, wat? Het, verlede tens, het, sy goddelike krag, ons alles laat kry, verlede tens, het en laat. Ek is jammer, ek hamer hierop. Ek weet ek praat nou nie met graad 1 studente nie. Ek praat met hoe ek moes wakker skrik teenoor woord wat so eenvoudig, beautiful voor my oopbreek in verhouding. Deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep
om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Hy het ons geroep. Vers 4. Deur hierdie selfde krag het hy sy wat kosbaarste en allergrootste beloftes laat waar word. Alles verlede tens en oortreffende trap. Hy het, so deur hierdie selfde krag van God, sy goddelike natuur, sy goddelike krag, deur hierdie selfde krag, het hy sy kosbaarste oortreffende trap en allergrootste oortreffende trap, beloftes oortreffende trap, vir ons laat verlede tens waar word. So glo ek dit. Weer my t-shirt. Hy het mos gesterf vir ons. Hy het ons mos regverdig verklaar. Hy het mos gesê, dis deur die onverdiende goedheid en vrede van sy gees wat ons bekragtig. Onverdiend het ons sy gees gekry, dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, Efesiërs 1 vers 18, 19, 20, dieselfde gees wat Jesus opgewek het hy vir ons gegee. So die manier waarop ons hom regtig ken, is deur die ontmoeting met die persoon van die Heilige Gees, wat my passie aanvuur om presies die leefstyl van Jesus Christus aan te leer. Nie deurdat ek Bybel lees en doen wat dit sê nie, maar dat ek Jesus soek in elke woord soos wat ons hier lees. So lees nou weer vers 4. Deur hierdie selfde krag, wat se krag, in blou gemerk bo, sy goddelike krag. Sy goddelike krag. Hoekom? Deurdat ons hom regtig ken, het hy sy goddelike krag. Deur sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het. Ons het mos alles wat ons nodig het. So, die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. So, wag gou, stop gou, wag gou. Ek as Christen het deur onverdiende goedheid, genade, die bekragtiging van die Gees en vrede, wat die Nuwe Testament, die Nuwe Covenant is, dis die Covenant of Peace. God het vrede gemaak met ons. Die Nuwe Testament is die testament, die covenant van die verbond van vrede. Die hele Ou Testament verwys daarna. God het gesê, nooit weer sal ek vir julle kwaad wees en julle straf nie. Die berge kan vergaan en smelt soos was, voordat my everlasting covenant of peace sal vergaan. Gaan lees Jesaja 54. Dit sal jou help om te sien. Jesaja 54 sê, dis wat my diensknegt vir julle gaan doen, 700 jaar vanaf. En toe doen hy. So hoor gou die volgende stukkie. So het julle vrygekom van die proses van agteruitgang. Wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur, oral, alles en almal laat sleg word. En dit is nou net hier, waar my t-shirt ironies word. Ironies. Hoor gou hoekom. Soveel keer, wanneer mense maar net weer val, maar net weer sondig, maar net weer verkeerd doen, maar net weer, sê mense, ek is mos maar net 'n mens. Ek is mos maar net 'n mens. Ek vra vir myself af toe, as ek mos maar net 'n mens is en Britney Spears se musiek sing as verskoning vir maar net weer, want ek's mos maar net 'n mens. Toe was daai song wat uitgekom het van Britney Spears jare terug. Oops, I did it again. Ek's mos maar net 'n mens. Sien, ek's mos maar net 'n mens. Ek vra jou, nee, as Christen, boetie en sissie, hoeveel keer het jy al Christen dit hoor sê? Ja, ek's ook maar net 'n mens. Ek's ook maar net 'n mens. Die Heilige Gees het my convict om te sê, wanneer ek daai woorde gebruik, dan blasfeem ek teen die bloed van Jesus Christus. Ek blasfeem teen vers 3,
en 4 sover. In alles, deurdat ons hom regtig ken, het hy sy goddelike krag, ons alles laat kry, wat ons nodig het, om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep, om sy heerlikheid en goedheid te ontvang, Deur hierdie selfde krag, het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het van sy goddelike natuur, nie meer net mens nie. Ek is nie net mens as Christen nie. Ek is 'n seun van God, 'n dogter van God, geroep deur hom. Hy het al sy grootste, sy allergrootste, allerbeste beloftes vir my laat waar word. So nou dra ek hierdie t-shirt met die volgende attitude. Ek is mos dood. Pierre, jy is mos dood. Hoekom sal jy dit wil doen? Hoekom sal jy weer na sonde wil gaan? Hoekom sal jy weer 'n bedelaar word? Hoekom? Jy's mos dood. Jy het mos deel gekry aan sy goddelike natuur. Jy's mos 'n seun van God. Jy sit mos aan die regterhand van God in Jesus Christus, in hemelse plekke, volgens sy woord. Dis mooi, dit het op die mooiste manier met my geraas en my reggeruk, dat ek nie meer net sê, oops, I did it again, ek's maar net 'n mens nie. Nee, jy's mos dood, Peer. Dis hoe ek met myself raas. Hier is 'n key. Juis om hierdie rede, alles wat ons nou gelees het, juis oor alles wat hy reeds gedoen het, moet julle alles in julle vermoë doen, om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. So die fisiese manier waarop ek groei in my passie vir God, is deur my geloof so suiwer te hê, dat elke belofte van God ja en amen is. Hy sê, moenie vrees nie. Ek het, dis 'n belofte. God sê, moenie bekommerd wees oor enigiets nie. Hier is, dis 'n belofte. God sê, ek is jou bron, ek voorsien. Moenie soos die heidene worry oor wat jy gaan eet en drink. Gaan lees Matteus 5, 6 en 7, die Sermon on the Mount met Jesus. Elke belofte, ja en amen, van voorsiening tot beskerming, tot sy sorg, tot sy liefde, tot sy genesing, alles. Elke belofte, ja en amen. So ons hoef nie te vrees soos aardlinge nie. Ons is nie. En die ergste ding wat Satan met ons kan doen, is die beste ding wat moontlik met jou kan doen. En wat is dit? Doodgaan. Die ergste ding wat Satan aan jou kan doen, is jou doodmaak. Wat die beste ding is, wat met jou kan gebeur. Hoekom? Ek is mos nie van hierdie aarde nie. Ek is mos saam met Christus in hemelse plekke. So die key van hierdie moshemp is 'n reminder aan wat hy gedoen het. En ek glo mos, soos Petrus, in wat hy gedoen het. Dis onverdiend aan my gegee. Dis genade. Dis onverdiend. So ek's mos dood. Jy om hierdie rede moet jy alles in jou vermoë doen. Dis nogal pretty groot, alles in jou vermoë om wat? Om te bewys dat hierdie beloftes vir jou. En wat is deel van die belofte? Ek's lief vir jou, my seun, my dogter. Sê God, ek's lief vir jou. Trek nader aan my en ek sal nader trek aan jou. Soek my, jy sal my vind. Soek my en ek sal myself aan jou reveal. Dis 'n belofte. Nie met arrogansie. Here, as jy vir my deure oopmaak en R1 miljoen in my rekening inbetaal, dan sal ek in U glo. Here, wanneer U vir my 'n plek in daai span gee. Here, wanneer ek 'n kar kry, dan sal ek glo eers. Dis arrogansie en die Here haat arrogansie, want dit verstaan nie jou plek in die skepping nie. Ek meen Jakobus en Job, beide vra, hoekom is ek gebore? God sê, jy o wurm, wie is jy om dit vir my te vra? Betwyfel jy my as jou skepper en waarom ek jou gemaak het? Daar's 'n heilige vrees vir wie hy is, maar
Ons het nie 'n verhouding met hom vanuit die vrees nie. Dis as gevolg van 'n posisie wat ek verstaan, wat ek het in die vrees, want God is by magte om my mens, my siel, vir altyd en ewig hel toe te laat gaan. As 'n regverdige regter, as hy besef, ek glo nie in wat hy gedoen het nie. Ek glo nie in wat Christus vir my gedoen het nie. Ek leef nie in lyn met wat Christus. Ek is nie besig om te bewys dat ek meer en meer hierdie deel word nie. Ek gaan maar kerk toe. Ek gaan maar na 'n Sondagdiens en daarna is ek mos klaar met kerk. Dis nie kerk nie. Ons is die kerk, reg deur die week. So, dan sal julle geloof meebring, dat julle leefstyl goed is. 'n Goeie leefstyl bring weer mee, dat jy God beter leer ken. As mens God ken, hoor gou, as jy God ken, wat gebeur? Dan kan jy jouself dissiplineer. Selfdissipline bring mee, dat jy kan uithou en aanhou, daar is endurance. Hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'n Lewe naby aan God skep 'n liefde vir ander gelowiges, en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges, wat meebring dat jy almal liefhet, soos God. Dis 'n beautiful proses. Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak, dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Daar's my antwoord. Hoe kan ek my passie as Christen warm hou elke dag? Ken hom. Doen alles in jou vermoë om te bewys dat sy beloftes joune geword het. Doen alles in jou vermoë. Ek het preke geluister. Ek het my sekulêre musiek weggegooi. Ek het my vriende en vriendskappe verander wat bad influence is op my. Ek het seker gemaak dat ek werk aan die verstaan van heiligheid en my hart puur hou en hoor gou, ek is nou al 38 jaar lank 'n Christen. Elke liewe oggend as ek wakker word, moet ek verstaan, dis weer vandag en ek moet hom weer kies. Dis nie ek is 'n Christen nou al vir 38 jaar en nou het ek dit nie. Die vyand is so teen ons. Hy ken my vleeslike natuur so goed. Ek en myself is deur 'n enorme harde seisoen deur die laaste jaar. Enorm hard. Waar ek my eie foute, my eie sondes, my eie verkeerde, my eie alles moes raak sien voor God en besef, nee, Here, dis nie hoekom ek het wou doen nie, ek is mos. En die Here gekom het en sê, Peer, ek het genade met jou, ek sal genade met jou hê, maar daar is seker goed wat ek moet expose aan jou. Hy het my verkeerd aan my expose, en nêrens in dit het ek die reg gehad om vir hom te sê, ek was nie die enigste een wat lelik was nie. Ek is nie die enigste een wat geskinder het nie. Ek is nie die enigste een wat dit, ek is nie die enigste een wat dat. Wanneer ons na hom toe gaan, moet ons weet dat hy is 'n perfekte spieelbeeld. So, hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Dit was 'n positiewe een wat ek in groen gemerk het, hier in my Bybel. Dit was beautiful, ek het hom groen onderstreep. En toe kom die negatiewe, in die sin van die waarskuwing, as die ander kant hiervan, in rooi, en dit het ek gemerk in rooi, onderlyn. Mense, wie se lewe nie wys dat God se beloftes, hoor gou, hoekom? Dis deur die beloftes dat ons deel gekry het aan sy goddelike natuur. Doen als in jou vermoë, vers 5, om te bewys dat die beloftes jou realiteit geword het. Mense wie se lewe nie wys dat God se beloftes in hulle waar geword het nie, is blind, of ten minste kortsigtig. Hulle het klaar vergeet dat God hulle gereinig het van hulle vorige leefstyl. So dis waar hy sê, ek het julle alles laat kry. Ek het alles gedoen wat ek kon.
Nou glo jy. Daarom, broers en susters, werk nog harder daaraan om met julle leefstyl te wys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. So, net in conclusion, vers 6 en 7 is 'n proses. As 'n mens God ken, kan jy selfdissiplineer. Selfdissipline kan mens uithou en aanhou. Die volharding loop uit op 'n lewe naby aan God, 'n lewe naby aan God skep 'n liefde vir ander gelowiges, en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. So, die vraag, hoe kan ek my passie as 'n Christen groei? Bestudeer 2 Petrus 1 vers 1 tot 10 en vra dat die Heilige Gees vers 1 en 2 en 3 en 4 en 5 reveal. Soek hom. Ons is mos dood. Ons is mos in Christus dood. Dis wat ons doping vir ons sê, dis hoekom ons doping moet kies. Kies, ons kies. Ek is 'n sondaar, ek het 'n Savior nodig. Ek lê my lewe neer. Ek kies U. Ek aanvaar nie net die boodskap van die gospel nie. Ek ontvang die lewe van Jesus Christus binne in die Heilige Gees wat in my kom woon. En so daarom my missing link as 'n Christen was ek het nie die persoon van die Heilige Gees as comforter, as teacher, as counselor en as helper geken nie. Toe ek die Heilige Gees begin vra, Heilige Gees, die een wat gegee is, die een wat in Jesus was, dieselfde Gees wat in Jesus was, wat Jesus gehelp het. En onthou, Galasiërs sê, die Gees van sy Seun gestuur om in ons te kom woon. Galasiërs 4, vers 4, 5, 6. Die Gees van sy Seun gestuur om in ons te kom woon. Daarom roep hy voortdurend uit, Abba, Vader. En dan love ek wat hy sê, therefore you can come boldly and confidently into the throne room of God. Hoekom? Jy's mos 'n seun, jy's mos 'n dogter van God. Dis hoekom. Lees dit weer deur, want dit is nie 'n raar skrif nie. It's a beautiful skrif. Maar dis hoe ons kan begin om ons passie as 'n Christen uit te bring en te groei. Ek wil net sê, julle is amazing. Elke een wat luister, die rede hoekom ek dit kan sê is, sy woord sê, you have been fearfully and wonderfully made. Die rede hoekom ek dit kan sê, of ek jou ken of nie ken nie, jy is lief gehê. Ek sê dit nie net van my kant af nie. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek het gegroei as 'n Christen seun van God, om nie net medegelowiges lief te hê nie, maar mense lief te hê, want elke persoon is gemaak in die image van God. Yes, daar is striwelinge, en yes, daar is misverstande, en yes, daar is horrific goed wat gebeur in die naam van kerk, en yes, ons maak mekaar seer, en yes, ons sê ons discern, maar eintlik judge ons, en yes, daar is baie goed. Yes, ek verstaan, yes, maar dit kan niks aan jou verhouding met God doen nie. Hy bly dieselfde, en hy het homself gegee, alhoewel hy God was, het hy nie as God homself hanteer nie. Hy het homself 'n slaaf gemaak tot die dood. En daarom sê hy vir ons, hey, as dit 'n moeilike dag is, dra jou kruis goed, ek het jou. Ek sal jou help om oor daai accusation te kom. Ek sal jou help om teen daai false accusation daar te kom, om teen daai gossip daar te kom. Ek sal jou help om teen dit wat nou in hierdie deal verkeerd gegaan het te kom. Ek sal jou help. Maar soos Abraham, vertrou my as ek sê, ek sal alles ten goeie laat meewerk. Vertrou my net. Vertrou my, ek het jou. Ek sal alles ten goeie laat meewerk. God sê, ek is lief vir jou. Ek het jou.
Jy's myne, ek het jou gevorm in jou ma se womb. Daar's niemand wat jou so lief kan hê soos God nie. Jy's amazing, wie ook al jy is. Wie ook al geluister het hierna. Dankie. Hierdie eerste video was nou langer as wat ek glo die ander sal wees. Maar indien daar enigstens vrae is wat julle ervaar, ons saam kan deurstap. Ek sal getuienisse en dit alles inbring, soos video's sal uitpop. So kom ons gee Afrikaans. Laat my weet hoe dit was, as jy my nommer het. En as nie, kyk na die link en skryf my e-pos as daar enigiets is wat jy wil vra. Mag ek asseblief ook die volgende vraag is om nie maar net die comment section te gebruik vir comments nie. Ek gaan nie groot wees op comments nie. So as jy, ek gaan dit afsit as gevolg van die algorithms in YouTube, want ek stel net glad nie belang in mislike of aaklige comments wat kan deurkom nie. Ek stel wel baie belang en het dit gehelp, wat is God mee besig en om testimonies te hoor en wat hier uitkom. Lief julle is amazing. Bye bye.